Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons het net nou geluister na daardie lied wat sê, wat vra dat U gou moet kom. Wat sê dat hierdie wêreld, ons besef, hierdie wêreld, die hier en die nou, waarin ons nou leef, is nie ons tuiste nie. Ons is maar tydelik hier. Ons plek, die plek waar ons behoort, is by U. Here, dankie dat U 'n lewende God is. Dankie dat U betrokke is in ons lewens. Dankie dat ons nie net 'n beeld aanbid wat ons met spykers moet vasslaan sodat hy nie omval nie. Ons Here, ons Verlosser, is die lewende, die oorwinnaar, die Alfa en die Omega. Dankie dat ons in 'n verhouding met U kan staan. Dankie dat ons van U kan leer en dat ons kan leef soos wat U van ons vra. En dat deur dit te doen ons opnuut in geloof gehoorsaam kan wees aan U. Here, leer ons geloof, gehoorsaamheid. U is die brood van die lewe. Ons wil vandag U teenwoordigheid ervaar. Ons bid daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ons begin vandag 'n reeksie van 7. Dis die 7 ek is uitsprake van Jesus in die Johannes Evangelie. Die eerste is: ek is die brood van die lewe, uit Johannes 6 uit. As jy wil, kan jy Bybels oopmaak. Johannes 6, ons gaan van vers 22 af lees. Baie dankie vir Magda vir die mooi brode. Ek vermoed een van die brode wat hier voor is op daai prentjie. Vers 22. Dit is die vermeerdering van die brood daar by die meer, daar by op die berg waar Jesus besig was om die skare te leer, en dan daarna sien ons dat Jesus weggaan en die disippels, hy stuur die disippels weg en daarna gaan hy weg. En dan wanneer hy die volgende dag, wanneer hy hom weer kom kry, dit is ons teksgedeelte, die volgende dag, die skare wat oor kan die see bly staan het, so dis die dag na die vermeerdering van die brood en die visies. Die skare wat oor kan die see bly staan het agtergekom dat daar behalwe die een geen anderskeid was nie, en dat Jesus saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter van Tiberias bote aangekom, naby die plek waar hulle brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra: Rabbi, wanneer het U hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord: Amen, amen, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Hulle het hom gevra: wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord: dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê vir hom: watter teken sal U doen dat ons kan sien en U glo? Kan julle glo, net die vorige dag, daardie paar broodjies en die paar visies aan meer as 10.000 mense, net die mans was 5.000 alleen. En nou soek hulle weer 'n teken. Watter teken sal U doen
sodat ons kan sien en U glo. Wat gaan U doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle, dis nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, nee, my Vader gee vir julle die brood, die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Tot daar ons skriflesing. Hier in vers 1 van hierdie hoofstuk kom Jesus, hy wil eintlik alleen wees en ons sien die skares agter hom aan. Hulle soek tekens, hulle het gesien hy kan wonderwerke doen en hulle wil hoor wat hy te sê het en hulle soek van hierdie tekens wat hy kan doen, die wonderwerke en hulle laat hom nie alleen nie. Hy het sopas gehoor dat Johannes die Doper onthoof is. Hy wil eintlik stil word en eenkant wees. Maar daar is nie tyd vir stilte en afsondering nie. Hulle, die skare, het 'n behoefte aan redding, verlossing en hulle soek die verlosser. Hulle besef, hier's iemand wat die verlosser kan wees. Maar ongelukkig gaan dit nie vir hulle daaroor dat hulle innerlik 'n sonde oortuiging of 'n sonde besef het nie. Nee, hulle soek iemand wat hulle kan versorg en hulle kan bedien. Dis hoekom hierdie vraag wat hulle gevra het, so uitstaan. Watter teken kan U vir ons doen? Hulle wil iemand hê wat hulle kan bedien en hulle sorge omsien. Hulle het hom lief gehad vir sy wondertekens, maar hulle het hom gehaat vir sy woorde. Is dit bietjie kras gestel? Vers 14 en 15, toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. So hier wil hulle hom met geweld koning maak. En hier van vers 22 af lees ons, dat toe hy aan hulle begin verduidelik wie hy werklik is en wat die vereistes is wat daar is om sy disipel te wees, toe wil hulle niks meer van hom weet nie. Later, wanneer ons verder lees, hier in vers 66, staan daar hieroor, het baie van sy disipels omgedraai huis toe en nie meer met hom saam met hom gegaan nie. Toe hulle hoor wat die appel is, wat hy op hulle lewens maak, dat daar sekere dinge is wat jy moet opgee, sekere dinge is wat jy moet doen, wanneer jy werklik sy disipel wil wees. Toe draai hulle om, toe vlug hulle, toe in ons taal bedank hulle uit sy gemeente. Hulle wou iemand volg wat vir hulle iets kon doen. Maar toe hulle hoor dat wat hy van hulle vereis, toe raak die kerk leeg. Toe draai hulle om. 'n groter wonder as die vermeerdering van die brood en die vis, is Jesus se liefde vir hierdie massa wat hom nie regtig wil volg nie. Ten spyte daarvan dat hy weet wat hulle in hulle harte omgaan, ten spyte daarvan dat hy weet
dat hulle bedoelings nie opreg is met hom nie, hou hy aan om, ons het net nou die liedjie gesing, van die seën van die Here, strome van seën oor hulle uit te stort. Want hy weet, hulle is so skape wat geen herder het nie. En daarom hou hy aan. Hy wil hulle nog 'n kans gee. As ons kyk na hierdie gedeelte wat ons nie gelees nie, ons tyd is te beperk, gaan lees hoofstuk 6 van vers 1 af. Wanneer Andreas na hom toe kom en vir hom vra, maar Here, die mense, lyk my hulle raak honger, ons sal moet dink om vir hulle kos te gee. Toe vra Jesus vir Filippus, en Filippus was van daai omgewing, so hy die plekke geweet waar mens kos kon kry, en hy vra vir Filippus, wat sal ons in hierdie wêreld, waar sal ons in hierdie wêreld brood kan koop, sodat hierdie mense kan eet? En nou begin Filippus sommetjies doen, en hy begin tel, hoeveel mense is daar, en hoeveel brode sal hulle moet koop, en wat gaan dit kos? Toe sê hy, maar selfs al het ons baie geld, al het ons genoeg geld, sal ons nie genoeg kos in hierdie omgewing vir hulle kan koop nie. En dan lees ons net daarna, hier in vers 44, dat die eintlike rede waarom Jesus hierdie vraag vir Filippus vra, is nie omdat Jesus se bedoeling was dat hulle van hierdie brood moes gaan koop het nie, maar dat hy Filippus wou toets, op die proef wou stel. Kyk mooi hoe werk Jesus met Filippus. Hy vra vir hom eers, en wanneer Filippus dan besef, maar sy somme werk nie uit nie, ons gaan dit nie kan doen nie, dan kom Jesus en hy doen die wonderwerk. Jesus doen hierdie wonderwerk van die vermeerdering van die brode en die vissies terwille van sy disippels, in die eerste plek, nie terwille van die skare nie, maar terwille van die disippels, dat hulle kan sien. Kyk wat gebeur. In die begin, met die skepping, het God gepraat, en met die krag van sy asem met 'n kosmos ontstaan. Hier, wanneer Jesus die dankgebed doen, en hy vat hierdie brode en hierdie vissies, sy disippels staan daar om hom, en hy gee aan hulle die brood en die vissies om uit te deel, en hulle begin uitdeel. Daar's geen sensasie nie. Daar's geen, dis 'n klein broodjie, dis 'n klein visie, maar dit hou net aan. Geen sensasie nie. Johannes noem dit nie eers 'n wonderteken nie. Hy sê nie iets soos, en Jesus het die brood vermeerder nie. Nee, hy sê net, Jesus het dit gebreek en uitgedeel. Weer en weer. Hierdie wonderwerk is in die eerste plek bedoel vir die disippels. Wat het hulle gedoen? Toe hulle aanvanklik daardie paar broodjies en die vissies sien, het hulle gedink dit kan nie. En toe hulle in gehoorsaamheid aan hom hierdie brode en vissies begin uitdeel, toe groei hulle geloof. Ons sê baie keer, sien is glo. Jesus draai dit hier om, en hy sê, glo is sien. Glo dat ek dit kan doen. In gehoorsaamheid, volg my, doen wat jy weet ek wil hê jy moet doen. Geloofsgehoorsaamheid. Jy sal sien, ek is getrou. En so doen hy dit, oor en oor en oor. Vir ons is dit 'n paar sinnetjies wat ons lees en dis verby.
Ek meen vir daardie groepie mense, om daardie paar brode en daai paar vissies aan 10.000 mense uit te deel, sou 'n hele ruk vat. Hoe lank moes dit in hulle gemoedere gewees het, waar hulle hierdie wonderwerk net sien en waar dit net groei en besef wat gebeur. En wat is die resultaat by die skare? So koning wil hulle hê. Een wat kan wonderwerke doen, een wat hulle kan bedien, een wat hulle kan versorg. Hulle het nie eers gedink aan bekering en disippelskap nie. Hulle het nie gedink aan 'n geestelike herlewing nie. Hulle wil iemand hê wat so wonderwerke kan doen. Die Jesus van die Bybel sê, as jy nie gewillig is om jou lewe af te lê nie, kan jy nie my disipel wees nie. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Wie sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Jy sien, ons fokus moet op hom wees, nie op dit wat ons moontlik van hom af kan ontvang hier op aarde nie. Hy vra 'n verhouding. Ek wil tog hier sê, ek het nou Woensdag tydens die Bybelstudie by die Bybelstudiegroepe vir die mense gesê, onthou, nie een van julle, en dit geld vir almal van ons hier, nie een van ons gaan Jesus eendag in die hemel ontmoet nie. Het julle reg gehoor? Nie een van ons gaan Jesus eendag in die hemel vir die eerste keer ontmoet nie. Wanneer ons hom daar ontmoet, dan het ons hom nou alreeds ontmoet en met hom 'n pad gestap. En wanneer ons hom eendag daar sien, dan ken ons mekaar al lankal. Dit gaan nie gebeur dat ons Jesus hierdie kant glad nie ken nie, of net as die wonderwerker maker, die een wat my kan bedien, en dat wanneer ons ander kant die graf by hom kom, daar in die hemel, in sy woonplek by hom kom, hom vir die eerste keer ontmoet nie. Gaan nie gebeur nie. Dit gaan vir hom daarom. Dit gaan nie om die brood en die vissies wat hulle geëet het en versadig geword het nie. Dit gaan vir hom daarom dat hy die brood van die lewe is. Dit gaan vir hom daarom dat ons hom meer nodig het as gewone brood. Jesus sê in vers 27, julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Sien, hierdie mense was verwonderd oor die produk van die wonderteken, maar die persoon agter die wonderteken het hulle misgekyk. Hulle wat saak maak, wat werklik saak maak, is nie die heerlikheid van die gawes nie, maar die heerlikheid van die gewer van die gawes. Wanneer Jesus hier sê, moenie werk vir voedsel wat nie vergaan nie, werk vir die voedsel wat blywend is, wat beteken dit? Dit beteken nie, ons moet net agteroor sit, en ons hoef nie te werk, normaalweg te werk om 'n inkomste te genereer nie. Dit beteken ook nie, probeer die ewige lewe verwerf, deur dit wat jy doen en presteer nie.
Maar wat dit beteken, in die tweede plek sê hy, werk vir voedsel wat bly. Hy sê wat ons doen, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Julle moet glo in hom wie die Vader gestuur het. Dit is hoe julle moet werk vir voedsel wat blywend is. Die Bybel, die Nuwe Testament is so vol teksverse, waar Jesus dit sê, wie die Seun het, het die lewe. Kom na my toe, in die Ou Testament, kom na my toe. Die voedsel wat blywend is, sê Jesus, is ek self. Julle moet my in julle lewens ontvang. Dis wat dit beteken om te glo. Neem my op my woord, ontvang my. Wanneer ek so in Jesus glo, en ek doen dan my gewone werk, my hierdie aardse werk, my tydelike aardse werk, dan is daar 'n ander dimensie daarin. Want nou fokus ek nie op die dinge wat ek doen en my alledaagse lewe nie. Ek fokus op hom en alles wat ek hier rondom my sien en waarmee ek leef, kry 'n nuwe dimensie, 'n nuwe betekenis. Wanneer jy Jesus, iemand sê, wanneer jy Jesus Christus, die Seun van God, deur geloof geëet het, dan hou jy nie op met jou aardse werkery vir voedsel wat vergaan nie, maar jou werkery, jou tydelike lewe as sulks, kry 'n totaal ander dimensie. Ek word nie meer gedryf deur 'n obsessie om bo uit te kom, om eerste te wees, om meer te hê nie. Ons kyk gisterand 'n video waar iemand sê, rykdom is maar net is maar net 'n term. Jy kan in een omgewing die rykste wees en die volgende oomblik as jy in 'n ander omgewing is jy die armste, want daar's altyd iemand ryker as jy. Daar's altyd iemand wat beter het, meer het. Dit gaan nie om rykdom nie. Dit gaan om die gewer van rykdom. Ek het nou donderdag die voorreg gehad om 'n roudiens te hou, 'n lewensviering saam met mense te vier. Maar hulle vir my, die teks wat hulle vir my gegee het om oor te preek, want ek vra altyd vir die mense, wat 'n teks sou julle wou hê, moet ek die begrafnisdiens oor preek. Was Johannes 14 vers 27 waar Jesus sê, my vrede gee ek aan julle. En dis die teks. En net in daai paar woordjies, my vrede, Christus se vrede, gee hy aan die wat in hom glo. Dis net hy wat dit kan gee. Dis 'n vrede wat uniek is aan hom en wat hy gratis gee, wat nie verdien kan word nie. Hy is die brood van die lewe, as ons terugkom na ons teks toe. Sien, die mense kom die volgende dag na hom toe en sê vir hom, maar Rabbi, ons hoor dit, maar ons mage is juis nou weer leeg, ons is honger. En daar in die woestyn het Moses vir die volk elke dag manna gegee. Waar is ons manna vandag? Waar is ons teken vandag? En toe hy vir hulle sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, kry nooit weer honger nie.
toe begin hulle anders dink. Dat hy vir hulle begin sê wat dit gaan kos, dat jy gaan moet opoffer, dat jy in gehoorsaamheid hom sal moet volg. Dit baie van hulle omgedraai. Toe hy vir hulle sê in ons taal, 'n ware Christen is iemand wat heeldag deur, bewuslik en onbewuslik, dwars deur alles waarmee ek besig is, honger en dors na die Here Jesus Christus. 'n Ware disipel is iemand wat soos hierdie groep wat daar in die begin hierdie lied gesing het, Come Jesus, come, may today be the day. 'n Ware gelowige is iemand wat sê, Here, ek is reeds in 'n verhouding met U, maar daar's iets wat nog kort. Ek het 'n honger, ek het 'n dors na U. En ek weet, daar gaan 'n dag kom wat ek heeltemal versadig sal kan wees. In Johannes 6, hierdie hoofstuk van ons, hier van vers 66 af, lees ons, hieroor het baie van sy disippels omgedraai, huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. U het die brood. U is die brood wat lewe gee. Mag dit so wees in elkeen van ons lewens, dat ons fokus op hom sal wees, en dat ons uitbundig so sal lewe, tot sy eer. Amen. Here, dit is ons diepste hartsbegeerte, dat U Uself so aan elkeen van ons sal openbaar. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie, maak nie saak waar ons bevind nie, waarmee ons besig is nie, maar dat ons U as die gewer, as die ware brood van die lewe, sal net beter en beter sal leer ken, tot eer van U naam. Amen.